Goedemorgen aan die elke een. Is u gereed vir 'n bietjie Afrikaans? Goed. Die van u wat Afrikaans nie ken, sal dadelik hoor dat dit 'n heel eenvoudige vorm van Nederlands is. Toe die mense na Suid-Afrika gegaan het hulle gesê, Afrika het heel veel uitdagings. Ons moet die taal eenvoudig hou. En daarom sal jy hoor dat Afrikaans, jy moet asseblief nie dink dat ek verkeerd spreke. Het is echt reg in Afrikaans. So, dit is vir my 'n geweldige groot voorreg om vanoggend hier by u in Boskoop te wees. En ek vertrou dat God ons sal ontmoet vanmôre en dat ons vanuit sy woord gestig sal word, opgebou sal word en die nabyheid van die Here sal ervaar en beleef. As u my glad nie verstaan, moet u asseblief die hand opsteek. Dan moet ons 'n ander plan beraam. So, maar ek dink dit sal goed kom. Goed. Die goedheid van die Here. Wat mooi was dit om te luister na die goedheid van die Here. En ons het 'n pragtige gesang in Afrikaans, gesang 40, U goedheid, Here, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil vanmôre ons harte tot U verhef. Mag die Here ons in hierdie oggend ontmoet en mag sy woord ons harte verruim en aanraak. En vanoggend se preek gaan eintlik daaroor, hoe antwoord u en ek op die goedheid van die Here? Dis eenvoudig waaroor dit gaan. Hoe antwoord ons op die goedheid van die Here? Goed, ons blaai in ons Bybels na Spreuke 4 vers 20 en ook Spreuke 23. Spreuke 4, ons lees daar van vers 20. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van die mond, en hou jou ver af van die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk, en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. En dan Spreuke 23. En ons lees van vers 19 tot 26. Hoor my seun en word wys, en rig jou hart reguit op die weg. Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal. Want 'n drinker en 'n vraat sal arm word, en slaperigheid laat stikkende klere dra. Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie. Koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Die vader van 'n regverdige juig baie is heel veel.
En as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. My seun, gee my jou hart, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee. Ons lees daar tot eer van die Here, mag die Here ook die verkondiging van sy woord vanmôre baie ryklik seën. As teks van oordenking hou ek aan u voor Spreuke 23 vers 26. My seun, gee my jou hart en laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee. En ek wil graag vanmôre met u praat oor die tema 'n toegewyde hart. 'n Hart wat antwoord op die goedheid van God is 'n toegewyde hart. En mag die Here gee dat ons in hierdie oggend, wanneer ons saam na die woord van God luister, by daardie plek kom waar ons sê, o Here, hier is my hart. Ek wil dit aan u weggee. Ek wil graag hê dat my ganse hart op u gerig sal wees. Mag die Here ons werklik help. As ek vanmôre voor die diens die gelegenheid sou hê om met iedereen van u 'n bietjie gesprek te voer, en ek sou vir u vra, hoe kan u die goedheid van die Here die afgelope week in u lewe beskrywe? Dan wonder ek, hoe lank sou ons besig kon bly om te praat, om te spreek oor die goedheid van die Here? Ek glo ons sou ure hier kon sit vanmôre en met mekaar kon gesels oor die goedheid van die Here. Hy het vir ons lewe gegee. My lewe het begin daar in 1962. En ek dank die Here vir elke dag wat ek kan lewe. Wat 'n gawe, wat 'n wondergawe uit God se hand. Hy het vir ons asem gegee, adem noem hy, né? Ja, in Afrikaans is dit asem. Ons kan heerlik in en uit asem. Hy het vir ons voedsel en klere gegee. En is dit nie wonderlik dat voedsel nie net noodsaaklik is nie, maar ook so heerlik. Ons geniet dit soveel wanneer ons die voedsel uit God se hand ontvang en geniet. Hy het vir ons gesinne gegee, vaders en moeders, broers en susters in die huis. Hy het vir ons vriende gegee. Hy het vir ons 'n gemeente gegee waar ons saam kan kom en God kan aanbid. Hy het vir ons krag gegee om elke dag te kan werk. Daar is soveel wat God aan ons elke dag in sy goedertierenheid skenk. En sê die psalmdigter dat die goedertierenheid van God is iedere môre nuut, né? Nuut, sê ons in Afrikaans. En ek het agtergekom, dis nogal woorde wat ons heel erg deur mekaar kan maak. Want wy sê genuut en dan dink u is nuut. Maar die Here gee ons iedere môre 'n nuwe geleentheid. En dan kom ons by die heerlike verlossing wat Christus aan die kruis vir ons bewerk het. En ons leer in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat iedereen die in hom geloof, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dit spreek van die goedheid van die Here. Hy het vir ons sy woord gegee in ons eie taal. U het 'n pragtige Bybel in Nederlands en ek het 'n Bybel in Afrikaans. En ons kan dit lees en ons kan die stem van die Here hoor wat met ons praat. Hoe wonderlik is ons nie geseënd nie, geseëgend, né? Hy het vir ons die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort. Ons het dit onlangs, het ons dit herdenk en waardeer opnuut, om te weet dat God sy Gees in ons midde uitgestort het. God gee vir ons hoop in 'n hopelose wêreld.
Hoe lyk die wêreld waarin ons vandag lewe? Soveel mense het geen hoop nie. Soveel mense het geen uitsig op die toekoms. Maar kinders van God het vanmôre hoop in die Here Jesus. Dit is so wonderlik om dit te weet. In sy grootste geskenk, die grootste bewys van God se goedheid, is die Seun van God wat hy vir ons gegee het. Ons dierbare, wonderbare Here Jesus Christus. En dat ons met hom in verhouding kan leef, dat ons met hom kan wandel, dat ons sy nabyheid en sy liefde en sy goedheid elke dag kan beleef en kan ervaar, is net eenvoudig so wonderlik. As ons na Spreuke 23 blaai, en ons kyk net so bietjie na die konteks daarvan, dan sien ons dat dit 'n vader is wat besig is om sy seun te onderrig. 'n Vader wat sy seun oneindig liefhet en wat die beste vir sy seun begeer. Hy wil nie graag hê dat sy seun die verkeerde pad moet loop nie, en daarom van vers 19 is daar 'n aantal waarskuwings. Hy sê, my seun, jy moet waak teen die verkeerde invloede. Sou dit korrek wees van my om te sê dat u gelukkig in Nederland gespaar is van verkeerde invloede? Dis heeltemal verkeerd, né? Hier is ook heel veel verkeerde invloede, is ek reg? Iedere dag, ons moet so waaksaam wees. Dit kom na ons toe op 'n subtiele manier. En die invloede probeer van ons harte besit neem. En die invloede probeer om ons harte in die verkeerde rigting te neig. En ons harte te verkleef aan die verkeerde dinge, aan bose dinge. En daarom kom die Vader in vers 26 en sê hy, my seun, gee my jou hart. Want as 'n seun sy hart vir sy vader gegee het, dan beteken dit hy sal sy vader ook in alles volg wat goed en reg is. Dis so 'n belangrike gedeelte in God se woord. Die Vader soek nie alleen uiterlike gehoorsaamheid nie. Hy soek die hart van sy seun. Hy wil graag hê dat sy seun met sy hart sal volg in die weë wat die Vader vir hom uitgetrap het. Jou hart, my seun, moet aan my behoor. En dit is wat ons hemelse Vader ook vanmôre vir u en vir my wil kom leer. Dat ons harte aan hom sal gee. Dat ons hom met ons harte sal volg en sal lief hê en sal dien met alles wat binne in ons is. Die hele skrif is daarvan vol. As ons dink aan die groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. As ons dink aan die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, my seun, gee my jou hart, so belangrik. Dan sê die Here Jesus, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Die dinge wat in die lewe vir jou belangrik is en kosbaar is, en wat vir jou groot waarde het, dit is die dinge waarop 'n mens jou hart eintlik voorweg gee en jou hart op verloor. Jesus kom en hy leer vir ons deur die apostel Paulus, moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. So die hele Bybel leer ons en roep ons dat ons harte uit dankbaarheid en liefde aan God sal gee. Die vraag is vanmôre, wat beteken dit om jou hart vir die Here te gee? Wat hou dit in? En ons gaan kyk na 3 gedagtetjies uit die woord vanmôre.
Die hart is die sentrum van ons lewens. Die hart het altyd 'n meester. En dan in die derde plek, God verlang ons harte. Mag die Here met ons wees as ons hierdie gedagtes saam bestudeer. In die eerste plek, die hart is die sentrum van ons lewens. In Spreuke 4 vers 23 het ons gelees, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou hart bepaal jou ganse lewe. Nou ons weet natuurlik dat die hart waarvan hier gepraat word is nie die kardia hier in die borskas wat bloed na die liggaam pomp en suurstof na die liggaam pomp. Maar sal u my verdra as ek, en die rede hoekom ek dit wil doen is dat ons net vir 'n oomblik ons verwonder oor God. As ek so iets met u deel voordat ons na die geestelike hart gaan oor die kardia. Ek wonder wie van die kinders kan vir my sê, hoeveel liter bloed pomp 'n mens se hart in 1 minuut? Wie van die kinders wil vir my gou sê, hoeveel liter bloed pomp 'n mens se hart in 1 minuut? Is daar iemand? Miskien raai? 5 liter. 5 liter bloed iedere minuut. So vandat ons hier ingekom het, sê maar daar's 10 minute verby, het ons harte elkeen al 50 liter bloed deur ons liggame gepomp, né? Dis 'n aangrypende getal. Dis geweldig as jy daaraan dink. Nou, dit beteken dat aan die einde van elke dag, wat gaan nou aan? Per uur is dit 60 emmers. Nee, 60, 300 liter per uur. So wanneer die diens verby is, het elke hart hier binne 300 liter bloed gepomp deur ons liggame, sodat daar suurstof kan wees, sodat daar lewe kan wees. As jy dit per dag neem, dan is dit 24 badkuipe per dag. Dit raak erg, né? Dit is 7200 liter per dag, 24 uur. As jy dit vermenigvuldig na 'n jaar, dan is dit 10 Olimpiese grootte swembaddens. Né? Per jaar, 10 Olimpiese grootte swembaddens per jaar, wat die hart net aanhou pomp en pomp en pomp. En as jy dit in 'n lewe van 70 jaar maak, is dit 183.960.000 liter bloed in 'n leeftyd van 70 jaar. Dit beteken 5256 tankwaans vol bloed in 'n leeftyd. En as jy nou daai tankwaans agter mekaar sou parkeer, dan beteken dit dus van Boskoop tot min of ander kant Barneveld. Vragwagens agter mekaar. Verstaan u waarom Dawid in Psalm 139 vers 14 uitroep, ek loof u, omdat ek ontzagwekkend wonderlik gemaak is. En ek het dit nou maar net gedoen ek wil net hê ons moet in verwondering wees oor die goedheid van God, oor hoe groot hy is, hoe wonderbaar hy ons gemaak het. Maar ons wil eintlik praat oor die geestelike hart, nie soseer oor die kardia, die hart wat in ons borskas is nie. Ons geestelike hart, sê Salomo, en ek glo die geestelike hart is hier in ons hoof gesetel, moet ons meer bewaak as enige iets wat ons op aarde bewaak. Nou, ons bewaak heel veel dinge, né?
ons bewaak ons portemonnee en ons bewaak ons bankrekening, laat daar nie boewe kom om geld uit die bank uit te steel. In Suid-Afrika bewaak ons huise. Elsbeth wat daar agter sit, was al by ons, sy weet hoe is dit. In Suid-Afrika, jy moet maar veel doen om jou huis te bewaak, anders kom iemand in die nag en kom neem jou besittings, as dit nie goed bewaak is nie. So ons bewaak alles in ons lewens, maar die woord van die Here sê, ons moet ons harte meer bewaak, as enige iets wat ons in die lewe bewaak, want jou hart is die oorsprong van jou ganse lewe. Vanuit die hart vloei wie jy is, jou persoonlikheid, hoe jy lewe, waarvan jy hou. As 'n mens 'n bose hart het, dan kom dit na buite deur 'n ongetemde humeur, soos 'n leeu daar in die wildtuin. Jy word maklik geïrriteer deur alles. Jy vertel maklik leugens, leuns. Jy's maklik oneerlik in hoe jy besigheid doen. Jy voel nie sleg as jy bedrog pleeg. So 'n bose hart vind uiting in bose dade. Maar 'n rein hart, en dit is vir my so mooi, die koor het dit so pragtig gesing vanmôre, skep vir my 'n rein hart, o God. Ek dink u het ook daarna verwys, hoe Dawid, nadat hy met Batseba oorspel gepleeg het, in Psalm 51, met God praat en sê, o skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuw in my binneste 'n vaste gees, dat ek u kan ken, dat ek u kan dien. 'n Rein hart huisves 'n aangename persoonlikheid. En ons kan sien hoe belangrik is die toestand van ons harte. Uit ons harte vloei ons wil en emosies en gevoelens. Geen wonder as 'n mens bedroef is, sê u ook in Nederland, dan is jy hartseer. Sê jy dit ook? Hartseer is bedroef. Nee, en dit gaan oor die seer van jou geestelike hart. Hoe dikwels hoor 'n mens dat iemand het gesterf aan 'n gebroke hart? Nie die kardia, maar die hart, die sentrum van jou lewe. En daarom is dit so belangrik om vanmôre te besef dat 'n heel en 'n gesonde hart, waaruit die blydskap en die vreugde van God vloei, die vrede, die opgewektheid om hoop te hê in 'n donker wêreld. Daardie hart kom die Here vanmôre en hy sê, my kind, gee vir my jou hart. Wy jou hart volkome aan my toe. Moenie jou hart op ander dinge verloor nie. En dit bring ons by die tweede gedagte, die hart dien altyd 'n meester. Elkeen van ons se hart het vanmôre 'n meester wat hy dien. Dit maak nie saak wie jy is, dit maak nie saak hoe oud jy is, wat jou agtergrond is. Jou hart is vanoggend verkleef aan iets of iemand. Daar is 'n meester in jou hart se lewe. 'n Mens se hart kan nie neutraal wees nie. Ons het reeds uit Spreuke geleer dat die ingesteldheid van jou hart bepaal jou lewe. Daarom moet ons harte bewaak. Die hart soek 'n ankerpunt. 'n Plek wat verbonden is, 'n plek waar jy veilig kan wees. Iets waaraan jy vasgemaak kan wees. Die hart het sekuriteit nodig in hierdie lewe. En baie mense vind die sekuriteit in 'n persoon, miskien 'n geliefde eggenoot of eggenote, miskien 'n kind of 'n kleinkind. Baie mense maak die ankerpunt van hulle hart hulle self. Dan is die eie ek op die troon. En dis eintlik 'n slegte plek om te wees. Soms verloor mense hulle harte op een of ander saak, of op hulle werk, of op sukses,
Ek lewe net om suksesvol te wees. En jy sal sien as dit die dryfveer van jou hart is, dat jy ook nooit genoeg sal hê nie. As jy altyd sukses najaag, sal nooit genoeg hê nie. Sommige mense, veral in Suid-Afrika, rig hulle harte op veiligheid. Suid-Afrika het 'n heel onveilige plek geword om te woon. Gisteroggend toe ek die auto hier, is daar 'n man, ek dink van Bosnië, wat my help. Hy sê, I hear South Africa is very dangerous. Ek sê, ja wel, maar as jou hart op God gerig is, dan voel jy veilig, enige plek op aarde. Want God beloof, ek beskerm jou, ek is met jou, al die dae. Daar sal nie 'n haar van jou hoof afval, sonder dat God dit toelaat, en sonder dat God dit weet. Sommige mense se harte is verloor op plesier. Ons praat van hedonisme, né? Genot en sport, en al die tipe van dinge. Nou kom 2 Kronieke 16 vers 9. En die leer ons dat die Here, sy oë deurloop die hele aarde. Is dit ook Boskoop? As die Here se oë die hele aarde deurloop, is dit ook hier? Dink jy dat God se oë ook hier in Boskoop vanmôre kyk, in die aarde deurloop, om te sien wie se harte onverdeeld op hom gerig is? En om diegene kragtig te steun. Dis wat die woord ons leer. En soms gebeur dit heel onbewustelik, en 'n mens snap dit nie dadelik, jy kom dit nie dadelik agter, dat jou hart kan dwaal in 'n verkeerde rigting, en stilweg oor tyd heen, en dan begin 'n mens dinge koester, wat jy nie behoort te koester, en jy begin van dinge hou, wat jy nie behoort te hou nie. En as jy jou oë uitvee, dan kom jy agter, my hart is op iets of iemand gerig. En kom die Here vanmôre na ons as sy gemeente, na sy kinders, en kom sê hy vir ons, my seun, my dogter, ek wil graag die meester van jou hart wees. Ek wil die Here van jou hart wees. Ek wil hê dat jy jou hart op my sal verloor. Dat jou hart aan my verkleef sal wees. Dat daar 'n verbondenheid, 'n hartsverbondenheid tussen my, God, en jou sal wees. Dis die begeerte van die Here. Hy wil dit graag vir elke mens hê. En daarom is dit so belangrik dat ons dit vanmôre ter harte sal neem. En hier in die bank, in die stoel waar ons sit, sal antwoord en vir God sal sê, ja Here, ek wil my hart op U verloor. Ek wil my hart aan U weggee. Ek wil hê U moet die alleen eienaar van my hart wees. En dit bepaal ons hele lewe. En dis so omdat God ook dan verlang na ons harte. As 'n mens kyk na die appel in Spreuke 23 vers 26, dan is daar vir my 2 dinge wat uitstaan. Die eerste is, dit is 'n uitnodiging. As God sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, dan is dit 'n uitnodiging. God is geen diktator wat jou agter jou nek gaan gryp en sê, nou sal jy jou hart vir my gee. Nee, hy stuur sy roepstem na ons. En hy roep ons en hy nooi ons uit en hy sê, bring jou hart, gee my jou hart. Die Here sal ons nooit manipuleer om ons harte noodgedwonge aan hom te gee nie. Hy soos 'n vader roep hy vanmôre sy kinders. En hy sê, my kinders, my begeerte is na julle. Julle begeerte moet na my wees. Julle moet julle harte op my rig. Julle moet julle harte aan my weggee. Want die Here weet baie goed wat gebeur
as 'n hart aan homself oorgelaat word. Dis 'n hart wat gaan dwaal, dis 'n hart wat maklik in die verkeerde koers ongerig verdeeld raak. 'n Onbewaakte hart raak heel maklik verdwaald. En daar is soveel dinge rondom ons wat roep na ons harte. Blink liggies, dinge wat glinster, dinge wat heel aantreklik lyk, dinge wat op die oog af onskadelik lyk. Maar helaas, as jy jou hart op die verkeerde ding verloor, kan dit jou lewe verwoes. Daar is maar een veilige plek om jou hart te verloor, en dit is by God. En dit is om te sê, Here, hier is my hart. Ek bring dit vanmôre na U, onverdeeld. Die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se harte onverdeeld op Hom gerig is. Kortweg, 'n mens kan nie leef, 'n kind van God kan nie leef, sonder dat ons harte aan die Here weggegee het. Ons harte op Hom verloor het. Ons harte aan Hom verbind het nie. Hy vra vanmôre jou hart, en hy sal dit nooit breek nie. 'n Gebroke hart, nê, hoeveel jonge lui is daar, jong manne en jong dames, wat hulle hart op mekaar verloor het, net om uiteindelik met 'n gebroke hart te sit. God sal nooit jou hart breek nie. God sal jou beskerm. Hy sal jou nooit verkleineer nie, hy sal jou innerlik heel maak. Wanneer 'n mens jou hart aan God weggee, dan raak jy nie armer nie, maar geestelik ryker. Jy kom meer dig by God. Jy geniet in 'n groter mate die rykdom van God se seëgen. Wat sê Jesus? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Geliefde gemeente, die Here praat vanmôre met ons deur sy woord. Hy vra nie vanmôre vir jou en vir my, wat moet ons vir hom doen nie. Daar's baie wat ons vir hom kan doen. Hy vra vanmôre nie 'n klomp moets en moenies aan u en my nie. Hy kom plak nie daar by die deur 'n stel reëls. So moet julle doen, so moet julle nie doen. Hy vra vanmôre ons harte. Waarom? Omdat hy ons harte nodig het? Nee, allermins. Omdat hy die beste vir ons elkeen begeer. Daarom die oproep en die uitnodiging, gee my jou hart. As jou hart nie vanoggend in God geanker is, as jou hart nie vanoggend onverdeeld op God gerig is nie, dan is jy soos 'n dobber in die oseaan wat doelloos ronddryf. Kom vanmôre na Jesus. Kom rig jou hart onverdeeld op hom. Antwoord vanmôre op hierdie preek en sê vir God, Here, uit dankbaarheid vir wat U vir my doen, vir wat U vir my gedoen het, wil ek graag my hart aan U weggee. Neem dit vir U. Neem dit tot U eer. Ek wil aan U behoort en aan niemand anders. Ek wil aan U verkleef wees, Here. Neem vanoggend my hart, sodat ek rus kan vind in U. Wat gaan U vanmôre doen met die oproep uit God se woord? My seun, my dogter, gee my jou hart. Amen. Sal ons bid? Onse Vader, ons dank U vir wie U is, die liefdevolle, goeie God. En ons broeder het dit so treffend met ons gedeel.
dat U alleen die maatstaf van goedheid is. Nie ons nie. En U kom vanmôre met 'n dringende oproep na U kinders. En U sê vir elke kind van God, my seun, my dogter, ongeag wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jou omstandighede is, hoe oud of hoe jonk jy is, gee my vanmôre opnuut jou hart. Ag Heilige Gees, sal U ons elke een in staat stel. Sal U ons gewillig maak. Sal U ons lei dat as ons in hierdie oggend na ons huise terugkeer, dat ons gewaar sal word, daar het iets binne in my gebeur. God het 'n nuwe posisie in my lewe ingeneem. Hy stel my in staat om my hart aan hom weg te gee. Ons dank U, Here, vir U bemoeienis met ons, in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Hartlike dank.